Goeiemôre Suid-Afrika, 1500 Dinsdagmiddag die 24ste Maart wanneer ek hierdie berig maak, 1500 SA tyd, nie Amerika tyd nie. En ek is Monay Botha, korrespondent vir Koppel TV. Hier is ons nuutste update oor wat gaan aan in die Midde-Ooste. Gister het ons gesien president Trump het gesê dat hy gaan 'n pause sit op die teiken van infrastruktuur in terme van energie-infrastruktuur, terwyl hier besprekings aan die gang is vir die volgende 5 dae. En daar is besprekings aan die gang tussen Amerika en Iran. En hulle gebruik bemiddelaars. Daar's ander lande wat messages relay en so aan. En dis wat op die oomblik aan die gang is. Daar's definitief besprekings aan, al besluit die Iranse foreign minister kom uit en sê hy weet van niks. Daai tipe van ding. Dis logies wat hulle dit sal doen en ontken, maar dit is aan die gang. En ons sal sien oor 4 dae van nou af waar dit staan. President Trump het baie duidelik gemaak. Is daar nie 'n uitkoms is in hierdie besprekings in hierdie volgende 5 dae nie, dan is daai offer om te hold op die strikes op die energiebronne in Iran van die tafel af en hulle gaan hard geslaan word. So, intussen gaan die oorlog aan. Dit beteken nie die oorlog het gestop nie. Dis net die hold op die strike van energieplekke. Gisterand het Iran weer 8 ballistiese missiele in Israel ingeskiet. Obviously baie minder wat tevore gedoen het, maar nog steeds 8 geskiet. Die meeste van hulle dra nou cluster warheads. Met ander woorde, as hulle gety word of as hulle kan ontplooi in die lug, dan val dit in die woongebiede tussen enige mense. Hulle val nog steeds die siviele teikens aan. Een van hulle ballistiese missiele het deur die verdediging gekom en die grond getref binne 'n woongebied met 'n 250 kilogram warhead op en daar 6 mense beseer in daai woongebied. En aan die kant van 'n gebou, van 'n apartmentgebou, bietjie erg verwoes. So hulle skiet nog steeds indiskriminerend in woongebiede in. Dis maar wat hulle doen en claim hulle skiet militêre teikens. So die ander strikes gaan voort. Daar's gisterand weer strikes op Israel, op Iran gedoen vanaf Israel en van Amerika. Dit staan nou al op 9000 teikens wat verwoes is binne in Iran en die gaan voortgaan. Dan is daar op die oomblik nog steeds 'n paar duisend Marines op pad na die omgewing toe, plus die 82nd Airborne Division van hulle magte is ook op pad na die gebied toe. So dit maak gee net vir president Trump opsies vorentoe. As hierdie samesprekings wat hy het met sy mense het met Iran, nie uitloop op vreedsame einde van hierdie ding, van hierdie oorlog nie, het hy die opsies om daai magte te gebruik waar hy wil en hoe hy dit wil gebruik. So ons sal nou sien hoe vinnig kom hulle. Hy sê daar's op die oomblik elemente in die Iran regime wat definitief wil bewerkstellig vrede in die omgewing. En dis met wie hulle praat op die oomblik. Net so 'n bietjie berig oor die fake nuus wat nog steeds rondloop. Een van die grootste fake nuuse is dat Kammersdag mag niemand in Israel video footage neem van skade in Israel nie en hulle sal beboet word en tronk toe gaan as hulle doen. Wat vals is, want jy kan beeldmateriaal op die TV en op YouTube sien van reporters wat daar staan reg voor die plekke en video's maak van die skade wat daar is en rapporteer uit. Gister, die ander feit nie soos dat Netanyahu al lankal dood is. Hy het gister in hy strate geloop en die reporters het met hom gepraat, so daai is ook vals. Ander fake news, veral wat uit Iran uitkom en baie mense nou dra as feite, is dat alle militêre basisse van Amerika rondom die Midde-Ooste is al vernietig deur Iran, wat 100% vals is. Daar's skade op party van hulle, maar hulle almal staan nog in die operation, gaan nog uit hulle almal uit, die 50,000 soldate van Amerika wat in die omgewing ontplooi is, operate nog steeds uit daai basisse en van die skepe af. En die laaste fake news is dat die Amerikaanse supercarriers getry was, die aircraft carriers, en hulle moes onttrek uit die gebied uit. Dit is ook vals, hulle is nog steeds vir hulle ontplooi is, en hulle lanseer nog steeds vliegtuie. So, dis my berig vir vandag. As ek later enige ekstra nuus kry vandag, sal ek weer een maak, anders sien ons mekaar weer môre. Ek is Monay Botha, korrespondent vir Koppel TV, regstreeks vanaf Nashville. Goeiedag.